Halleluja. 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 Ja, sister, ek my so skrik maak met daai mikrofoon. So ek wil net vra, herinner dat moet hom nie afsit nie. Ek sal hom aan die einde as dit klaar is opsit. Anders dat jy hom net baie skrik maak. Prys die Here. Nou ja, vanmôre is ons almal in hierdie kant. Amen. Prys die Here. Prys die Here. So nou van al die skulpies en al die wie daai goed wat ons so aan die boot se bodem vasklou gaan 'n bietjie in hierdie kant kom. Want daai kant is permanent in die water en dan gaan jy op verloofel het om in die water. Step into the water. Step into the water. Prys die Here. Halleluja. As jy bly vanmôre hier te wees. As jy nie is, kan jy baie vinnig bly raak. Ja, prys die Here, want die Here is hierso. Halleluja. Hy is definitief. Ek weet hy's vanmôre hier, want as jy weet hoe ek hier ingestap het, en jy weet hoe ek nou voel, dat jy weet, dis net die Here wat dit kan doen. Amen. Want ek het so 'n lang lys van verskonings. Dis hoekom daai hele blok is leeg vanmôre, want daar blyklik is daar baie dinge te doen vanmôre. Jy sien hier al nog name bygekom intussen waarvan ek nie weet nie. So ja, hierdie hele blok is missing vanmôre. Tannie Marike, Tannie Alet, Giel, Tannie Hester, Broer Rudy en Anne-Marie en ek kan nooit die dokters naam onthou, en Laurens en Zia en Daan en Suster Serena en Suster Louise en Broer Charles en Lizelle en die kinders en dan Suster Dina, Broer Charles en Suster Martha en allemaal. So ja, maar julle weet wat is 'n wonderwerk. Ons is. Suster Dina is môre hier. Prys die Here. Dis lekker om hier te wees. Halleluja. Ek weet hoe sy dit reg gekry het, maar prys die Here. Dis lekker om haar hier te hê. So mag die Here het my spesiaal ontmoeting vanmôre met jou. Ja, prys die Here. En dan natuurlik familie wat vir ons kom kuier. Jean en Marieke, die kinders, die seun is nou seker in een van die koshuise ingeboek. Hy speel by die Hansie weer rugby. So mag julle dit saam met ons geniet. En ek wil jou nou nie onder die bus gooi nie. Ek gaan nie onder druk sit nie. Jy is welkom om net daar te bly, weet jy wel. Maar as jy die tinkeling kry, vlieg jy hier in en jy sit hom aan. Ek is seker jy sal weet waar jy kom. En dan gooi jy vir hom. Nou, ek wil vir julle, wat is Charles se vriendsnaam op so 'n paar keer? Maar self. Kyk, hy is eintlik so, as lede Christus 'n nasionale konferensie dan huur hom. Prys die Here. As die Here jou geseën het, het hy jou geseën. As jy die dag is dit jou bediening is dit jou bediening. Kyk, en die ding is, as ek agterkom dat die Here 'n bediening op jou lewe, dan ek het nou gister toe nog gekuier gesê van dis een van die dinge wat ek doen. I will start pushing and pushing and pushing. Dus ek leer jy met jou bediening uitleer. Die Here het jou nie geseën om dit onder 'n klip weg te steek. As jy nou onthou nou, en ek bedoel nou niks hier by nie, dis 'n saak wat jy nou self moet uitdink. Maar as jy nou onthou die boodskap oor die talente. As jy nie onthou nie, gaan kyk om wie hy is op YouTube. Daar's 'n gevaar om dit in die grond te begrawe. Ja. Don't do it. Ek sê dit weer. Al maak ek dit met 1 kroon. Al maak ek dit met 1 kroon. Prys die Here. So baie welkom vanmôre. Ekskuus julle aan elkeen wat vanmôre hier is. En mag die Here hulle seën wat vanmôre nie hier kan wees nie. En mag die Here hulle ook so seën vanmôre vir die wat hier wou wees, dat hulle volgende Sondag hier wil wees. Prys die Here. Halleluja.
daar's nou geen verjaarsdae of geen huweliksuitdenkings hierdie week nie. Ons dienste is absoluut normaal. Dames bid hier woensdagoggend 10:00, gemeente bid hier woensdag 4:00, jeug, ek weet nie of die jeug, maar skoolvakansies en die is toe. Ons eredienste 9:00 Sondagmôre en onthou ons diens vanaand 6:00 ook. Ons is vanaand by die tweede laaste sessie in ons reeks van die 70x7. En ek wil vir jou sê dat hierdie laaste 2 sessies is heel moontlik die heel belangrikste van die hele reeks. Die eerste 6 was awesome en great. En ek wil amper sê dat hele eerste 6 is die fondasie vir hierdie. Maar dit wat jy vanaand gaan doen, is volgende week, want dit is die heel moeilikste. Ek wil regtig, tensy dit net ek is. Die Here het my 'n gawe gegee om redelik maklik te kan vergewe. So ek deur die genade van die Here, kyk ek kan my wip. Moenie 'n fout maak nie. Ek kan my vinger wip, né? En dan verander my bloedgroep sommer. En die Here is besig. Kyk, it's getting better, né? Dit raak beter, né? Dit is so, dit raak beter. Die Here werk regtig baie hard aan my. En daarom weet ek sy broer uitgooi, want ek as niemand so erg soos ek nie. So vir die liefde wat die Here vir my het, moet ek sy gunsteling wees. So as jy gedink het is jy sorry, dis die een keer in jou lewe wat jy verkeerd is. Ek is die Here se gunsteling. Prys die Here. Maar met dit bygesê, kan ek baie maklik weet nou en vergewe. Party dinge vat 'n bietjie 3 keer asemhaal, 2 keer tot 10 tel, maar dit. Maar as daar een ou is waarmee ek sukkel. As daar nou een ou is in hierdie lewe. Regtig, né? Ek sê vir julle, daai ou gee vir my soveel moeilikheid. Dat ek het al hoeveel keer gevoel, ek wil sy nek vir hom omdraai. En dis ek self. Ek sukkel met myself. En daarom het ek baie genade nodig. En dis hoekom die laaste 2 lesse so belangrik is, want dit gaan oor om jouself te vergewe. So moenie misloop dit asseblief vanaand sessie. En nou, voor ons gaan oopmaak, ek gaan sommer vir broer André vra vir ons die diens te open, maar ons gaan dit nou doen. Het ek gisterand iets kosbaars gehoor en ek wil dit vanmôre met julle deel en as om julle welkom te eet en om die tafel vir pastoor Raymond voor te berei. Want ek sien hy juk al uit. Kyk nou, hy's nou soos hy kindertjies vir die eerste keer in hulle lewe naamloop gaan hardloop, né? Wat nou regtig. Ek praat nou nie van die voorskools nie, want daar's baie, maar waar dit nou regtig is, jy moet nou as daai geweerskoot afgaan, dan mag jy eers wegtrek. Jy moet sien hoe gaan daai been maak en sorry, hulle is reg geweet om weg te trek. So ek weet jy's geweet en ek weet jy het ontmoeting gehad met die Here. Maar daar's 'n skrifgedeelte in Spreuke 3 vers 5 en 6 wat sê: vertrou op die Here en maak nie staat op jou eie insigte nie. En kom ek lees dit eintlik mooi, want ek is nou besig om nou my geheue laat my so half in die steek. Hy sê daar: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Hier is 'n absolute belofte dat as jy God in alles ken, sal hy jou paaie gelyk maak. Maar nou sê in Spreuke 16 vers 25 dink ek, hy sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die weë daarvan is dood. En ek het nogal gedink, maar ons trek hier met 'n pad weg. Dit laat my amper dink aan Deuteronomium waar die Here vir hy sê jou vyand sal in 1 pad optrek en 7 paaie van jou afvlug. Nou sê hy hierso, daar is 'n weg. Dit is enkelvoudig. Daar's 1 pad wat vir my reg lê. Maar die weë, dis meervoudig. Die einde daarvan is die weë, is die paaie van die dood. So net
om net dit klaar te sê dat die resultaat, die einddoel, die bestemming van daai pad, maak nie saak waar jy jou aan die einde bevind is die dood. Daar is nie 'n ander plek nie. Maar nou wonder ek hoekom weer? Wie het al verdwaal? Kom weer nou heerlik man. Ek weet dit is 'n moeilike ding vir 'n man om te erken as hy verdwaal. Of as hy besig is om te verdwaal en sy vrou wil hom reggel. Ek weet waar ek gaan, ek weet nie die pad al gery, ek weet. Ja, verleens nie. Ek onthou, jare terug, ek is nou net so uit die skool uit al. Ek het net begin werk, is net so voor ek weermag gewees. Toe besluit my pa om van Ellis Rassel van 'n byl toe te trek. Maar dan moet jy een ding verstaan. Hulle was ons nou al in van 'n byl, want ons het vir e-skool gewerk en my pa het oorplaas en gevra, hy wou nou graag gehad ek moet saamgaan. So hulle was nou daar gewees met die onderhoude met die oorplasing en om na huis te kyk, wat daai jare in die skool omgewing, huis gewees, so hulle was ons nou al by die huis. So toe ons nou trek, is my ma en my jonger broer, my jonger sussie, is hulle nou met die ander karretjie uit, en sodat hulle nou daar kan wees as die trek oor die dag kom, en ek my pa kom met die karavaan nou aangery. Ek ken van 'n byl, ek was nog nooit daar nie. En ek trust mos nou my pa, hy was dan mos nou al die huis, hy het die huis gesien, hulle was daar. Nou is ons in hierdie straat, op en af. Dit is 'n lang straat. Op en af my kry nie hier. Ek sê nou aan my pa is al 6 keer hier op en af, waar hy huis is nie in hierdie straat, die kan ons nie net op enige ander straat net afdraai. Kom ons, maar daai huis is in die straat. Ek sê pa, ons is al meer as 2 ure in hierdie straat op en af. Daai huis is nie in hierdie straat. Kom ons stop net iewers en vra iemand. Nee. Ons het so lank in daai straat op en af gery het my oom hulle van Germiston al ons daar gekry. Ek dink die lorry het al uitgepak. Toe konwins my oom uiteindelik my pa net by die garage gestop. Nou mense, dus die straat wat ons moes kry, eintlik heel ander kant in die dorp. Kom het ons het dan, ek ging myself in die pakstraat vloer. As die mens net soms wil luister, as jy net wil oorgee aan die Here, dan kom jy baie vinniger waar jy wil wees. So, as jy nou al verdwaal het, sê jy nou verstaan. Ne? Jy trek mos nou nie weg. Een pad. Wat jy dink, is die regte pad. Dis een pad. Maar jy's naderhand so verdwaal, dat jy op 20 verskillende ander paaie al gery het. Dis hoekom daai verkeerde pad lei eintlik na 'n klomp ander paaie. Want dan is jy hier af en dan is jy daar, en jy is hier af en jy bly op die verkeerde plek, en jy bly op dieselfde plek eintlik maar uitkom. Dit is nie waar jy wil wees nie. En dit besef ek, maar hierdie weg wat vir mense, hy lei tot die weer van die dood. Want as jy verdwaal het, dan verstaan jy, jy's naderhand hier en jy's daar. Daar's 'n verhaal en ek weet nie of dit die waarheid is nie. Van hierdie vlootoffisiere, en dis wat my in die ding gesit het gisteraan. Hierdie vlootoffisier was nou deur sy hele opleiding en alles en hierdie was sy finale toets. Hy moes hierdie groot skip uit die hawe uitkry. En hierdie is 'n geweldige proses, dis intens, dis complicated en dit is stresvol en die geringste foutjie en daar's groot moeilikheid. Jy moet absoluut gefokus wees en jy moet dis hoekom hulle dit losverlaat. En hierdie jong man is daar gesê, hier's nou die skip en jy moet hom nou uit die hawe kry in die oop waters. En hierdie mannetjie was selfvoldaan. Ek dink dit het my nogal dink aan my 2 klein seuns. Wel ek het er 3, maar die derde een het ek nog nie ontmoet nie, maar die ander 2. Hulle kan as hulle nou 'n ding begin so selfvoldaan word.
jy weet, asof, ek weet wat ek doen. Dit is, jy ken ons nie daai, ek weet wat ek doen. En die mannetjie weet, en hy gaan, en hy doen alles pragtig, en alles perfek, en hy kom so mooi uit die hawe, en hy so mooi in die oopsee, en alles perfek gedoen, geen probleem nie. En skielik kom jy van die bemanning daaraan met 'n radio, en hy sê vir hom, luitenant of kaptein, of wat ook al hy was, nee, hy is nie kaptein nie, maar die kaptein wil met hom praat, so hy was 'n ander offisier gewees. Hy sê vir hom, luitenant, die kaptein wil nie jou praat, en dink nou, hoekom sê die kaptein oor die radio met my wil praat? So, ek moes seker iets nou verkeerd gedoen. Jy weet, wat is ons eerste gedagte nou? En hy vat die radio en hy sê, ja kaptein, die kaptein sê vir hom, jong man, wonderlik, ek kan amper sê, jy het dit volmaak gedoen. Jy het nie 'n fout gemaak nie, jy het dit perfek, man, jy het dit volgens die boek gedoen. Hy sê, maar jy het een ding verkeerd gedoen. Daar's 'n ongesproke reël, en dit het jy nie in gedagte gehad nie. En die jongman dink, wat nou? Hy sê, en kaptein, wat was dit? Hy sê, jy is by die skip in die hawe sonder die kaptein. Ek staan nog op die hawe. Jy sien, en dit is die probleem wat ons so baie het. Ons wil in beheer wees, ons wil die skip uit die hawe kry, en ons wil dit so vinnig daar doen, dat ons vergeet om die kaptein op die skip te hê. En ek wil vir jou vanmôre sê dat daai jong man, as hy nie daar bewus was nie, miskien het hy, ek hoop nou, hy die taaks opgetrek en die anker uitgegooi en die ding nie uitgestuur en sê, gaan haal nie die kaptein, want ek weet net nou, ek weet nie wat voor die, as die storm kom, wat gaan ek doen? Dis hoekom ek nie die kaptein nodig het. Dat ons trots sal leer en seker maak die kaptein is saam in die skip. Amen. Want hy sê in Matteus 28 vers 23 daaraf, en hy het in die skip geklim, en sy disippels het hom gevolg, en daar het 'n storm opgekom, soveel so, dat die golwe die boot wou verdelg. En dit was, ek meen, hulle kon niks anders sien nie, en guess what? Die Here het gelê saam. En hy maak hom wakker en sê, Here, geen u nie om dat ons vergaan, dat ons sal sterf nie. En hy staan op en hy sê, julle klein gelowiges, en hy bestraf die wind en die storm en dit gaan lê. Nou ek wil jou vanmôre sê, as jy die kaptein in jou skip het, sê ek nie dat gaan die storm kom nie. Maar ek wil vir jou sê, hy is die een wat die storm stil maak. Jy kan nie bekostig om in die skip te wees sonder die kaptein nie. Amen. Want hy is die een wat die weg en die paaie vir jou gelyk maak. Hy sal weer aan die einde, as jy nou jouself verdwaal het. Vandag is dit baie moeilik om te verdwaal met die GPS op jou foon, Google Maps, hulle is redelik akkuraat, jy kan nogal redelik, hulle het daai vrou nou mooi geleer, kyk, sy het nou al baie ons laat verdwaal. Weet jy vir Gemini, ek kan nie verstaan, maar nou kom ons, nou kan julle aanwend, hè. Ek in die jare voor jy die GPS gehad het vir Gemini, wat daar op die dashboard gestaan het, en die vrou wat vir die pad verduidelik het, wie vir die pad verduidelik? Die cab-driver, sy het die boekie oopgemaak. Dan as jy vir waar jy moet ry, die vet het jy kom net nie uit waar jy moet kom nie. Jy stop daar en dan gryp jy daai papier, dan gooi jy so oor die bonnet, en dan kom jy agter, die is in die verkeerde dorp. Toe kom Gemini. En hulle kan net sê waarom my vrou gebruik het, want die vrou probeer jou verduidelik om uit te kom. As sê dit vir jou draai links op die highway, daar's nie pad om links te draai nie. As jy hier draai, is dit werklik tot die dood toe. Daar is niks daar. Maar hulle het al mooi geleer. Sy is nou op jou selfoon, sy ken al die pad goed genoeg. So die hele jong mense is nou right. Die kans om nou te verdwaal. Maar ek wil vir jou sê, die enigste manier hoe ek en jy nie verdwaal is saam met Jesus. Hy is die kaptein. Hy is die koning van die konings. Amen. En al slaap hy, of voel dit vir jou slaap, maak seker hy is op die skip. Dis jou woord. So baie welkom en baie goeiemôre vanmôre.
die mag die Here seën. Kom ons staan, ek gaan broer André vra of ons toe open met gebed. En dan gaan ons lekker saam sing. Jy sal sien die woordjies dit na Jean. Baie dankie broer André. Here, daar is 'n naam vir alle name. Yes. Here, daar is 'n naam wat spesiaal is. Here, daar is 'n naam wat uniek is. Here, daar is 'n naam wat kragtig is. Here, daar is 'n naam wat blindes laat sien. Here, daar is 'n naam wat krepeles laat loop. Here, daar is 'n naam wat duiwels laat sidder en bewe. Here, daar is 'n naam wat duiwels uitdrywe. Here, daar is 'n naam wat die engele op aandag laat staan. Jesus, Here. Jesus is die naam, Here. Die naam van alle name wat geen gelyke het nie. Wat uitermate verhoog en verhef is, Here. Here, ons is so bly om die naam Jesus te aanbid, Here. Jesus, ons zaligmaker, ons redder, ons geneesheer, ons verlosser. Jesus, die koning van alle konings, Here. Here, as U verskyn aan die mense in hulle drome, dan stel U Uself voor as Jesus, Here. Geen ander naam nie. Jesus is die naam, Here. Die verhewe naam, die naam wat verhef is, wat geen gelyke het nie, Here. Ons prys die naam van Jesus. Ons loof die naam, ons eer die naam. Ons verhef die naam, Here. U is die leeu van Juda stam. U is die roos van Saron. U is die blink maanstel. U is die Alpha. U is die Omega. U is die begin. U is die einde. U is die een wat dood was, wat lewend geword het. Here, U is die eerstgeborene om uit die doodheid op te staan, Here. U is die lam van God. U is die driemaal heilige God. Daarom het die Vader en die Engele opdrag gegee om U te aanbid. Here, U het ons gekoop. Het elke stap ons betaal deur die bloed van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor, Here. Ek prys U naam. Ek loof U naam, Here. Ons het 'n lieflike God wat ons aanbid, Here. En elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus God is. Dat Jesus in die dood het opgestaan het. Dat Jesus vir ewig lewe. Dat Jesus die groot oorwinnaar is. Van die Satan, die hel en die dood. En ons prys U naam, Here. Ons loof U naam. Ons eer U. Ons aanbid U, Here. Seën ons volgende. Seën die prediker. Seën elke woord. Heilige Gees van God, ons verwelkom U. Here, kom in ons midde. Beweeg ons in die banke rond. Raak elke ene aan volgens sy behoeftes, Here. En seën ons. Seën alles wat U sal gedoen sal word, Here. Want ons doen dit tot eer van ons lewende God. Koning Jesus, Vader, Seun, Heilige Gees. Ek prys en loof U naam. Amen. 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 He's worthy to be praised. Amen.
Hy is die God van lewendes. Halleluja. Hy het opgestaan. Mohammed is in die graf. Hy Krishna is in die graf. Allah bestaan nie eens. Amen. Maar daar is eers. En sy naam is Jesus. Amen. En hy leef. Op die eiland van Patmos kom Jesus en hy openbaar homself aan Johannes. Hy sê, kyk, ek was dood, maar ek lewe. Ek lewe tot in alle ewigheid. Halleluja. Amen. En daarom kan ek en jou hom vertel. Ja, dis waar. Daar's hierdie ding. As jy by 'n kruispunt kom, en daar lê 'n dooie man, en daar's 'n bordjie wat sê hierdie kant toe. En daar sê, hy maak ons nou vlek, en nou is daar 'n bord wat sê hierdie kant toe, en daar staan 'n man daar. Wat een van die twee gaan jy vat?
Jy gaan die lewendige werk van. Jy gaan mos nie dooie trust nie. You can trust Jesus. Amen. He's the King of Kings. He is the magnificent. Jy sal hom sommer vertel. He is the
is alles vermoord. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste en hy is alles tussenin. Hy is jou hoop, hy is jou toekoms, hy is jou verlede, hy is jou hede, hy is jou oorwinning, hy is jou verlossing, hy is jou genesing, hy is die antwoord, hy is die ewige ek is. Halleluja. En daar is niemand soos hy. Daar is geen een wat 'n behoefte in jou kan vervul soos hy. Hy is die een wat die lewe vol maak. Hy is jou blydskap, hy is jou vreugde, hy is jou vrede en hy is jou hoop. Sy naam is Jesus. Here. My
Halleluja, ons nieuwe kinderen. Dank u, Jesus. Dank u voor genade van uw spreken. Halleluja. Yes,
Is jy vanmôre daarvan verseker dat hy genoeg is? Is hy vanmôre waarlik en waarlik vir jou al genoegsaam? Is dit kan jy vanmôre met al eerlikheid bely en sê, Here, U is my genoeg, U alleen, ek het niks anders nodig nie, ek het geen behaag, ek het niks anders nie, ek het niks anders behoefte nie, want elke behoefte word in U vervul. Sou jy werklik vanmôre alles kan opsê ter wille van hom? As die Here vanmôre vir jou sou vra dat hy wil hê jy moet alles aflê, soos daardie ryk jong man wat na die Here toe gekom het en vir hom gesê het, wat moet hy doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here sê vir hom, onderhou die wet. En hy vra wat doen jy? Hy sê, jy moet jou God lief hê. En jy naaste lief hê. En hy sê, maar al die dinge doen ek vir jongs af. Hy sê, daar kom een ding. Gaan verkoop alles wat jy het. En gee dit aan die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan en volg my. En daai jong man het weggestap en toe. As die Here vanmôre vir jou vra om iets af te lê. Iets wat vir jou wel belangrik is vanmôre. Iets wat vir jou wel baie waardevol is. Sal jy bereid wees om dit weer te sê, Here, ek is bereid om alles op te gee om te volg. Niks in die lewe is so belangrik soos U. Niks is so waardevol soos U, Here, want U is al wat ek nodig het. Sal jy ook vanmôre kan sing, I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord. No turning back. You can have the whole world. Die Here sê, wat baat het jou om die hele wêreld te vind, maar in jou siel skade te ly? Wat sal die losprys wees vanmôre vir jou siel? Wat is daar wat as jy vanmôre werklik eerlik moet wees? As jy werklik vanmôre eerlik moet wees, wat sal jy prys? As die Here jou sal vra. Sien, maar as jy vanmôre bereid is om alles neer te lê, selfs jou eie lewe, dan kan jy sê, U is more than enough. 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 Here is meer. Here, ek wil soos Dawid bid vanmôre dat deur God my hart, deur soek dit, dat daar nie dalk 'n weg van smart is. Here, as daar vanmôre iets in my lewe is, iets in my hart is, wat meer belangrik is as U, Here, openbaar dit. As daar iets is wat dalk onbewustelik in my lewe gekom het, wat 'n afgod geword het, waarin ek soveel tyd spandeer, wat vir my, Here, dan moet niks belangriker wees. Here, help my vanmôre, help ons vanmôre, om werklik my oorgawe te maak, om werklik vanmôre te kan sê, dat is niks belangriker. U is meer as genoeg. Ek loof dit, ek dank U, Here, dat ek meer as genoeg was vir U.
Here, dat elke met vanmorgen hier is, meer as genoeg was vir u, sodat u lewe as die kruis van Golgotha prys gegee het. Here, dat u goddelikheid in die hemel verlaat het en verneder te word met die vorm van 'n mens die op aarde te kom, dat u die smaadheid gedra het, die veragting ter wille van ons. Die woord sê nie dat u so vernieuw was, dat hulle nie meer sou kon herken, omdat ek waardevol genoeg was. Amen. Ek dank die Here vir 'n liefde so onbeskryflik. May I return your love. Om te sê, hier is werklik meer as genoeg. Hier is al wat ek nodig. Ek dank u jou vir ons succes. Ek dank u vir die plek hier. Baie dankie vir ons koning. Dank u Here jou geseën. Here, ek wil net vanmorgen wat ek vir dit waardeer. En ek weet vanmorgen moes dit dalk vir 'n oomblik geeskaleer. En vanmorgen moes dit dalk vir 'n oomblik vir hom gevoel dat die leen van die veld is dalk nie waar. Maar Here, dankie dat u vir ons wapens gegee het, wat nie vlees en maar geestelik en kragtig genees en elke vreeslik en elke leen wat die vyand in die waarheid opgebou het af te tree. En ek weet vanmorgen hierdie woord waar jy staan, veroordeel sy hart om jou, en net dat die vrymoedigheid om die troon sal inhaal. Ek dank jy dat jy in hierdie oomblik sy lippe salf. Ek dank jy Here dat die Heilige Gees op hierdie oomblik op ons is, Here, en ons sal lei. En dat hy met die grootste vrymoedigheid sal deel dit wat hy op sy hart verleef. Ek bid dat jy ons sal seën, Here, en dat jy met hierdie oomblik sal opneem. Ek bid dat jy ons ore sal besluit om u stem te hoor vanmorgen, om op u gefokus te bly, oor dit wat u wil hê, ons moet hoor vanmorgen, en ons lewe dan vir Jesus. Baie dankie. Baie dankie, Saam, dat jy dit gebruik en die Here jou geseën. Asjeblief, dit is nog so. Ek wil net so goed sê, voor die kerk begin, ek wil net saam sê met pastoor, ek gesê, ek was nie baie lus, ek het pastoor gesê, pastoor was ideaal, ek wou eintlik vir die kerk kom vanoggend, want die Bybel het my heel pad gesê, man, los. En toe ek daar by die bidkamer instap, voel ek die Here, man, die Here draai my net so op, net so. En ek wil net sê dankie, dat ek toegekom het en nie vir die Bybel geluister het, en my broer, jy speel so mooi, weet jy wat, nee, die mense klaar, party van die mense klaar sing klaar, ek kon vanoggend lekker sing, ek kon dit by bos het sing, en dank jou dat jy hier is vandag, en jy seën jou. Amen. Ek wil julle net bemoedig, dat ons moenie nalat om mekaar te bid. Ons het 'n heilige bes, dis nie genoeg. En ek wil elke vrou en man aanmoedig, bid vir mekaar. Dra mekaar, ons weet nie wat in iemand anders lewe aangaan nie. Ons kom nie aan met 'n glimlag nie en ons weet nie wat daai persoon in sy privaat lewe wat iemand aan weet. Kom ons bid vir mekaar, ons dra mekaar. Kom ons bel net en hoor hoe gaan dit, of nie 'n ou boodskap nie. Kan jy nie daai so 2 weke terug gaan ek deur 'n baie moeilike stryd. Ja, maar my hart is erg en ek altyd as ek op so 'n heilig die hele dag weer en ek bid met die Here. Die nog van Chantal. Sien die nog van Chantal. En die pakkie met hier so goed nie. En sy stuur my 'n boodskapie. Mevrouw, is jy okay? Ek bid vir jou. Ek is daar vir jou. En die Here vir haar gewys is wat ek en hy. En ook dat Karla ook al waarom om my kom sit. Dankie Karla, jy is. Ek is seker jy is my gebed. Maar kom ons bid vir mekaar, kom ons dra mekaar. Ons gaan soveel goed dat jy nie oor kan praat nie. Almal van ons. So kom ons moenie nalat nie. Dra mekaar, jy weet miskien jou gebed beteken niks nie. Jy dink dan, maar ek het gister kom bid hier by die kerk. En ek vat elke kind en elke kleinkind van my en ek kom lê hulle voor die voete van Jesus neer. En ek spreek die woord van Jesus oor hulle. En weet jy wat, ons moet nie bang wees om hierdie woord uit te spreek. Amen. Dit is nie ons woord nie, dit is ons woord. Amen. Bang om hierdie woord te spreek, want dalk werk dit nie. Dalk as ek sê in die naam van Jesus,
sal jy genees wees, dat jy bang, nou is hy nie genees nie. Dis nie jou verantwoordelikheid nie, dis nie jou woord nie, dis God se woord, wat jy wil daar uitspreek. Ons moet die kant nie, God het vir ons die autoriteit gegee. Hy het dit vir ons gegee, ons moet Jesus wees op die aarde. En of dit nou gebeur of nie nou gebeur nie, dis nie jou saak nie, dis God se saak, God sal die werk doen. Amen. Ek kan net bylas wat Chantal sê, hoe belangrik is dit om vir mekaar te bid. Dat sê ek die Sondag om my arm so skeer en ook sê, dit voel ek aan die pas in die bloed gaan. So pijn my arm. En Chantal kom en sy kom bid vir my arm en vir my liggaam. En al het dit nie onmiddellik gebeur nie, maar so wat ons deur die aand gaan en voel ek die pyn is besig om weg te gaan. En toe ons huis toe gaan, is my arm reg. Dit het geen pyn nie, tot nou. My arm word so bietjie lam en bietjie ongemaklik, maar nog nooit weer by so gepyn nie. Ek wil net iets sê voor pastoor Reiner daaraan gaan. Jy weet nie of die Here vra om jou te help in jou ongeloof. Die Here weet hoe min geloof ons het. As Efesiërs 1 vers, dit is Efesiërs 1 vers 2 wat sê, deur genade is ons gered uit geloof. Dan sê hy nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Die genade is nie die gawe nie. Dis die geloof is die gawe. Want God weet jy het eers genoeg geloof om te glo. So hy gee vir jou die geloof. Hy sê ek dink is in Korintiërs waar hy sê, wees besadig na die maat van geloof wat jy elkeen ontvang het. God's amazing. Nou is daar hierdie owerste of hierdie man wie siek seun en die Here vra vir hom, wil dit wees soos jou geloof, en onmiddellik sê die man vir die Here, hy sê, Here help my in my ongeloof. Soms wil dit net ons trots en ons sak druk en erken, Here, I don't have enough, but please help me. En die Here sal dit doen. Daarom stem ek saam met wat my vrou nou gesê het. Ek en jy net gehoorsaam wees, die Here sal die res doen. Was die wonderlike dierbare Hemelse Vader, wat 'n kosbare oomblik is dit om vanmôre net om die woord te kan skakel. Die woord is 'n lamp vir ons pad, lamp vir ons voet en lig vir ons pad. Wat sal ons doen sonder die woord? Ja. Here, terwyl hierdie diens in aanvang neem, is daar soveel wat plaasvind. Daar is soveel wat gesê is alreeds. En alles is gefundeer in die woord van God. Daarom staan dit ook geskrywe, alles sal vergaan, maar u woord sal in ewigheid bly staan. Amen. Here, vanmôre is dit vir ons kosbaar dat die woord primêr in ons midde teenwoordig is. Ja. En dat ons primêr uit die woord kan gesels vanmôre, Here. Here, ek wil vanmôre bid dat die lippe van klein self, Here. Ja. Ek myself wil ek nie spreek nie, ek myself kan ek nie spreek nie, ek myself is ek niks. Ja. Maar ek weet vanmôre, deur Christus Jesus, as ek op alles in staan. Ja. En kan ek vanmôre, dit wat ek in my hart gelê, al my broers en susters hoor. My gebed is môre, Here, dat U deur die Heilige Gees sal saamwerk, ja, en elke hart sal bedien vanmôre, soos wat U dit wil doen. Ja. As my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Natuurlik, die pastoor hulle net gegee en ons nou inhoud gegee. Ek gaan maar net die skuld invul. Prys die Here. Broer en suster, ek wil vanmôre met ons praat oor 'n onderwerp wat sekerlik al baie oor bedien is, maar wat vir my die afgelope tyd
En hulle vanmôre 'n paar toe daar rondkyk, kom ek agter dit is omtrent amper 5 maande. Maar dit vir my 'n werklikheid is om mee te deel op hierdie onderwerp. En noodlus om te sê, elke keer as ek in my binnekamer in beweeg, is dit die kern van my gedagtes. Ek draai my gedagtes om hierdie onderwerp. En ek kry dit eenvoudig net nie een kant toe geskuif nie. So as ek vanmôre bedien ek heel eerste weer 'n keer vir myself, 'n tweede keer, sal ek weer later beweeg vanmôre. En ek glo en vertrou dat daar vanmôre iemand onder ons is, vir wie die woord ook vanmôre inslag sal hê, en inslag sal vind, en verandering sal bring. Ek kan die woord oopmaak daar by 2 Timoteus 2, en dan gaan ons 'n gedeelte deel daar van vers 1 tot 13. En ek moet sê, die gedeelte, die inleiding van pastoor is soos in lyn met dit wat ek gaan bedien hierso, wat Jesus is ons kaptein. Amen. En sonder die kaptein in ons skipie, my dink aan wat my skoonma in ons huwelikskaartjie geskryf het, soos in 1940, dit is al 1934. Het sy geskryf, onthou om altyd Jesus in julle huweliksvoetjie te hê. En met hom in die huweliksvoetjie is daar verseker geen bekommernis nie. Jy kan ons rustig vaar. En ek dank die Here dat ek vanmôre hier kan staan en dit kan aanhaal. Dit is nie vanmôre iets wat ek gedoen het nie, al die eer kom die Here vanmôre toe. Want die Here is so getrou. Hy het ons die pad gestap. En soms het ons bietjie afgedruk. En dan het ons weer teruggebring. Dan het ons weer lyn gebring. Dan het hy gesê kom. En laas Sondag se boodskap, voor ek die boodskap gehoor het, ek gedink ek wil na die diens met pastoor praat, en toe ek na die diens met hom praat, en sê ek van eina, dit was skeer, maar dit was nie nodig nie. Ek was klaar in lyn, en ek was klaar in plek, maar nogtans sal ek maar die pad straf vat. En ja, wat 'n boodskap, kom in, my goeie, getrouwe en sterk oor. Weinig was jy getrouwd, oor weinig was jy getrouwd, oor veel kan ek jou aanstel. Kom in die vreugde van die Here, is jy opgewonde daaroor. Halleluja. Ek is opgewonde daaroor, prys die Here. Broer en suster, ja, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan manne wat kwaad sal wees en ander te leer. Lyd aan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus. Krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat vir hom die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewethywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is, volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly, tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles, ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, God, hy
bly getrou. Hy kan homself nie verloor. Amen. Prys die Here tot sover. Broer en suster, en dit is in midde van hierdie omstandigheidssaak wat in my lewe in beweeg het, wat ek met tye nie geweet het, watter kant toe ek moet beweeg moet. En ek moet sê, daar was tye wat ek het gesê, laat ek ook maar alles net opgee. Want werklik waar voel ek partykeer, as ek vir my ons, soos 'n vis in stoom opswem. Die stoom wil jy net lees nie. En wat is dan makliker, as om toe te gee aan die stroom, en sy krag. Maar ek dank die Here, soos pastoor en ander reg gesê het, in daardie tye wat ons so voel, dat ons as in die teenwoordigheid van die Here kom, verander dit in totaliteit, en kan ons weer ons hoof opneem as die Here. Yes. Versterk ons geloof. Versterk ons geloof. Prys die Here. Vers 1 tot 3. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ander te leer. As ek net in daardie gedeelte dink, en ek hoor, ander dag het pastoor gepraat van mensies wat sê, dit is nie meer nodig om by 'n kerk te kom nie. Maar wonder ek, wat moet ons met daardie gedeelte in die Bybel doen? Sal ons dit dan uithaal? Sal ons dit uitverpetsel? Wat sal ons doen? Om ander te leer. Ons het nodig om geleer te word. Elke dag, as daar 'n dag deurgaan wat jy nie iets geleer het nie, my broer en suster, dan dink ek moet jy bekommerd wees. En myself die vraag gaan afvra, het ek nog 'n leersame gees? Wil ek nog geleer word? Vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. So hier is 'n aksie wat moet plaasvind. Ander moet geleer word. Is jy geleer? Wie het jou geleer? Daar was iemand wat jou geleer het. En nou moet jy net daar stop. En dit is wat my laas Sondag 'n bietjie gevang het. Was ek dalk besig op pad om my een gawe graaf in die hand al in die grond te kry en weg te werk. En te sê, Here, hierdie gawe is opgebruik. Is gebruik. Maar dank die Here, getroue manne wat bekwaam is om ander te leer. Wanneer is die vraag, moet ons leer? En hier kom nou 'n gedeelte uit, wat, as ons nou vanmôre al die verskonings hoor, dalk 'n bietjie seer gaan maak. Soos wat dit maar gewoonlik die geval is. Dit bring 'n seer. Maar jy weet, wanneer daar 'n seer is, moet daar genesing plaasvind. Dan moet gesondmaking kom. 'n Seer bly nie met 'n seer. Behalwe as jy nou werklik waar niks verder aan doen. Wanneer leer ons? Wanneer moet ons toelaat dat ander ons leer? By die onderlinge bijeenkomste. Gaan jy op jouself leer? Ek het al baie van hierdie gesprekke gehoor. Ek het nie nodig om by 'n kerk te kom om geleer te word. My broer en suster, watter ontligting kan jy kry die dag as jy voor die troon staan? En jy word heel waarskynlik nie geoordeel, maar veroordeel. Dat jy sê, broer en suster, uit jouself, God het die liggaam geskape tot aanvulling van mekaar. Die oor kan nie vir die neus sê, ek het nie nodig nie. Die mond kan nie vir die res van die liggaam sê, ek het nie nodig nie. Die liggaam is so uniek by mekaar. En daarom is dit nodig dat ons by mekaar kom. Bid Here, die onderlinge
byeenkomste en dan gaan hulle my sê, maar daar is net 'n byeenkoms gewees op die Sabbat. Hoekom het ons nou al hierdie ander byeenkomste? As ons luister wat die woord sê, die onderlinge byeenkomste. As meer as een byeenkomste. En dis onderling by mekaar. En as ons by mekaar kom, moet jy by die huis is gewaar. Onderling byeenkomste, by die jeugdiens, by die praise and worship Saterdag aand, by die Sondagmôre erediens, Sondag aand, evangeliediens, worship. Ons daarna ons mekaar leer. En wanneer ons word die klank van die woord. Broeder en suster, ons het nodig om na die volle genade toe te blik. Die volle genade wat daar in Jesus Christus is. 2 Timoteus 1 vers 8 tot 9. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevange nie, maar ly saam met my verdrukking vir die evangelie na die krag van God, dat ons gered het, dat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy voorneme en genade wat ons van ewigheid af, ewigheid terug en ewigheid vorentoe, van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. En genade wat ons van ewigheid. En dan kom ons vanmôre en ons beperk hierdie genade. Sit dit sommer hier in 'n boksie, terwyl God se genade so groot is. In ewigheid terug en in ewigheid vorentoe. Jy kan daar gaan lees in Romeine 3:24. Jy sien broeder en suster, ons het nodig. Die tweede punt van hierdie om ander te leer. Ons het nodig om mekaar te help, mekaar te leer. Met onsself te bekleed met Christus deur die volle wapenuitrusting. Deur die volle wapenuitrusting. Eindelik by broeders staan daar in Efesiërs 6:10. Eindelik by broeders. So baie woorde. Niet so baie woorde. Eindelik. En broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die luste van die duiwel. Wat het dit vanmôre met my pan te doen? Is die tema as ek dit nou so kan noem, die pan. Wat het die volle wapenuitrusting met my pan te doen? Wow. Ek kom daar aangestap. Die duiwel is besig. Hy is mooi beleef, hy is ook nie besig. En hy kom by jou uit om jou te versoek. En hy sien, hier staan Raymond. En die gordel van die waarheid aan. En die gordel van die waarheid aan vermoord. Hy het die waarheid gehad. En dan kom die duiwel en hy weet partykeer is die leuen en die waarheid so naby aan mekaar. En die duiwel, hy is uitgeslape. Hy gaan vir jou die waarheid verwissel. En die valsheid so naby aan mekaar, dat nou gaan jy begin wonder. Hoekom gaan jy begin wonder? Want hierdie pad van jou, het nie die volle wapenuitrusting. Het nie vanoggend die volle wapenuitrusting aangetrek in die eie lewe. Gordel van die waarheid, ja. Maar as jy daar aangestap gekom, die helm van verlossing, die borswapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid, die skoene van die bereidheid, die swaard, woord van God, die skild, dan het hy 'n ander ding gesin. Jy sien hierdie pad van ons, het nodig
om ten volle beskerm te word in die aanslag van die doodskap. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie. My worstelstryd is nie vir môre teen die vlees. My worstelstryd is vir môre. Alles verder in die vlees. In die bose geeste in die lig. Wanneer die daar aangestap kom, en hy was besig om sy planne te dra en versoekings jou weg te bring, is dit die laaste. Jou vlees gaan veroorsaak dat jy dis die ewige put van hel sal draai. Want ons stryd is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldwesens van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. My broer en suster, net 'n woord word gespreek in die lig en jy word gebind. Jy word gebind en jy kan nie glo wat se bindingskrag daardie woord het. Hy maak jou vas. En dit gaan beteken jy gaan instel en instel en instel en instel op losse. Die derde punt in hierdie om ander te leer is ons moet by 'n punt kom wat ons in 'n persoonlike verhouding met God moet wees. En hoe is dit moontlik? Persoonlik, hoe is dit moontlik? Ek wil 'n simpel voorbeeld gebruik. Ek en Marie begin uitgaan het sy gesê ek moet kom kuier. Dit was 'n Jesu kom. Die Vrydag aand. Vrydag aand dan daar iets anders loop voor. Maar goed. Saterdag kom bel sy waar. Aan is koning wat ek kan oplees. Hoe nou uit. Hoe jy dit sê vir my. As dit 'n persoonlike verhouding? Dit sê gaan my net kritiek doen. Maar persoonlike verhouding begin en jy elke keer as dan iets moet realiseer, het jy 'n verskoning. Want dit gaan nie werk nie. Daar gaan geen verhouding wees nie. Daar gaan 'n persoon wees sonder 'n verhouding. En broer en suster, dit is hierdie persoonlike verhouding wat ons moet koester en wat ons moet toelaat om geleer te word in onderlinge byeenkomste, ons by mekaar is, en die voorwaarden is aangetrek, sodat ons staande kan bly, sodat hierdie pand, hierdie geestelike pand van ons 'n werklike gawe tot eer van God sal wees. Wat is dit wat die apostel Paulus van Timoteus verwag? Gehoorsaamheid. Want wanneer jy iets aan iemand toevertrou, dan dink jy, daai persoon gaan gehoorsaam wees en dit te beskerm, dit weet ons te gee en beskerm. Dit is wat God van ons verwag. Ek het die vraag gevra, wat is dit wat God van ons verwag? Ook gehoorsaamheid. Ons weet daar staan geskrywe, gehoorsaamheid is beter as offerande. As ek net gehoorsaamheid vir sy oomblik kan opbring, die eerste sleutel, gehoor. Gehoor. Jakobus 1:19 sê, so dan my liefdebroeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Daarom te praat, stadig moet hoor en verhoor. Gehoorsaam, so ons moet gehoor ingestel wees, om gehoorsaam te wees.
En hierdie gehoorsaamheid, dan kom by 'n punt dat ons kan beproef. Abraham is beproef in gehoorsaamheid. Hy het gehoor by God, dis wat hy moet doen. Hy het gehoor en hy het saam opgetree. Daar was 'n eenheid. Gehoorsaamheid beklemtoon amper die konteks van eenheid. In gehoorsaamheid vertrou ek dit toe. In gehoorsaamheid moet aangaan, dit toevertrou aan God en geweet, daar sal 'n uitweg wees, solank hy gehoorsaam is. Soos ons beproewings vermeerder, moet ons geestelike groei vermeerder. En ek kan vir julle werklik waar sien, die laaste paar maande het my beproewing, my geestelike groei, absoluut gepeeld en gewen. In so 'n mate as ek vanmôre vir julle moet vertel, dat ek weer gegaan en dan gaan ek dalk nog so 2 ure oor praat. Maar gaan net so vinnig opsom, die kruks van die hele ding. In hierdie beproewings saak het my liggaam in 'n aksie gegaan. En ek het uitgeslaan in 'n disorder. Hulle noem dit psoriasis. Is 'n auto-immune disorder. Wat jou wit bloedselle besluit om 'n vergadering te hou op jou vel. Wat verstolvering veroorsaak. Die flaking and the redness and the hardness. En om hierdie toestand op te som, psoriasis is gewortel in selfwaarde, 'n gebrek aan selfvertroue en konflik met identiteit. Ek het in hakies opgesom. Dit wat ek nou gesê het, die was volle wapen en Christus, en strijd is nie vir sy lukt nie. Strijd is die lukt wat die lukt nie. Ek verklaar dit as 'n onreine gees, wat ek oorwinning gekry het. 'n Onreine gees wat die liggaam aangeval het. Nie die vlees nie. Dis iets wat gespreek. Maar daar die toestand tot gevolg gehad. Daarom is ons stryd met die vlees en bloed nie. Dis nie dit wat gespreek word. Daarom sê Jakobus, kom nou broeders, laat ons stadig wees om te praat, vinnig om te hoor, stadig om te hoor. Want dit wat jy gesê het, jy kan dit nie weer uit die lug uit gaan haal en gaan terugwerk. Ons in die afgelope tyd het ons deur geweldige kennis gegaan om sekerlik hierdie dinge aan te spreek en in plek te kry. Maar dis iets wat moet gebeur. Dit gaan nie net van self gebeur nie. Dis iets wat moet gebeur. Jy sien broer en suster, ons het nodig om geestelik te groei tot 'n geestelike volwassenheid in wat goed is. Wat is geestelike groei? Ek herinner jy daaraan, ons praat oor 'n pand. Jou geestelike pand. Geestelike groei is 'n lewenslange reis om meer soos Christus Jesus te word. Hoekom? Ons het vanmôre 'n paar keer hier gehoor. Ek het die gedagte bevris. Hoekom? Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit behels die verdieping van 'n verhouding met God deur Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dit behels die verdieping van jou verhouding met God deur gebed, die bestudering van die geskrif en die uitleef van jou geloof en jou alledaagse lewe.
En hoe doen ons dit? Die Heilige Gees is gekom. Prys die Here. Deur in geloof sterker te groei. Want sonder geloof, sê die Bybel, is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Hebreërs 11 vers 6. En deur 'n sterker aanneming kom daar gehoorsaamheid. Soos ek verwys het na Abraham. In wat? 'n sterker aanneming in wat? 'n sterker aanneming in groei in liefde vir God. 'n sterker groei in liefde vir Jesus. 'n sterker groei in liefde vir die Heilige Gees. Jy sien, broer en suster, hier is alles in teenstelling met wat ons as mens wil doen. En dit is om sterker in jouself te wees. Jy moet sterk wees in jouself. Jy mag self en aai. Ons wil sterk wees. Maar meer, ons moet ons beoefen en met God salwe. Die grootste voorsorg wat 'n Christen moet tref, dis om altyd te sorg dat hy of sy 'n persoonlike verhouding met God het om God te behaag. Jou hele lewe aan God toe te wy, nie net met tye nie. Om God as 'n soort van 'n spaarrol te gebruik wanneer dit sleg gaan met ons. En we hand to God. Please Lord. Please Lord. Amen. Just remind me, I'm your father. Ons gaan die toets loop. Vers 2 van daardie geleesde gedeelte verwys na vers 12, 13 en 14. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, dan die Vader, God bly getrou. Maar as ons hom verloon, hy kan homself nie verloon. As ons met die punt uitkom van repentance, vergifnis, al daarin stap, dan word ons herstel. Vers 3 en 4, 'n krygsman, 'n kryger, 'n soldaat, stryder, vegsman, wikkel hom nie in die werksaamhede van siviele aangeleenthede nie. Hoekom nie? Want hy het 'n bevelvoerder wat hy moet gehoorsaam en wie se opdragte uitgevoer moet word. Toe hierdie kaptein, daai luitenant bel op die skip en hy sê vir hom, "Jy, een fout." Dis 'n massiewe fout. Wie gaan hy gehoorsaam op hierdie skip? Die kaptein is nie daar nie. As 'n kind van die Here, 'n stryder vir die evangelie. Wat word van my verwag? Om na die stem van die Here te luister, om seker te wees ek is ingestel, gehoorsaam en in geloof, my en jou verhouding met Christus Jesus so te versterk dat ons hom behaag. Vers 5 en 7. Ons moet daarna strewe om autoriteit te neem oor al die vleeslike begeertes. Dis gestop, sê die vlees. Dis stop. Die gees teen die vlees. Galasiërs 5:17. Kom ons kruisig die vlees sodat of ter wille van my en jou se geestelike groei ons kan groei. Maar as heeltyd die vlees van onverlang kan die geestelike groei. Ons kan nie die prys kry as ons die reëls of die wette gehoorsaam nie. As ons gehoorsaam is en volhard, Matteus 24:13 tot die einde toe, dan sal ons die oorwinnaarskroon ontvang. Vers 8 tot 10, die heiliges of wat heilig maak, na moet streef. Hebreërs 12 vers 14. Die heiliges of wat heilig maak,
nastreef, moet na Jesus kyk. Ons leidsman en die volleinde van ons lewe volg. Daarom kan ons vanmôre sê, Here, versterk my vanmôre. Kom my ons geloof te help en versterk my geloof. Jesus self was ook het op die pad gestap wat gehoorsaam aan sy karakter geplaas, op sy karakter geplaas was. Jesus wat ook gehoorsaam was tot die kruisdood, sodat ons in elke beproewing saam met Jesus die oorwinning kan behaal. Hier sien ons dat die apostel Paulus se lyding in of vir die evangelie saak van Christus Jesus is. As ons dood is vir die wêreld se plesiere, vir die wêreld se wins, vir die wêreld se eer, dan sal ons vir ewig by Christus Jesus wees in die hiernamaals. In 'n beter wêreld. Want God is getrou, soos wat ons gelees het. God is getrou in sy waarskuwings. Maar God is ook getrou in sy beloftes. Daar is daar geen verandering. Geen skadu van verandering nie. Broers en susters, ek wil soos apostel Paulus vir Timoteus geskryf het, wil ek nie aanmaan. Ek wil nie aanhits. 2 Timoteus 1:12. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. As ons nie gaan verdra nie, kan ons nie eens by 'n punt van regeer uitkom. Staan vas, bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees wat in ons woon. Vers 14. En dan wil ek vanmôre 'n bietjie klem lê op die pand. Gewoonlik sou hierdie gedeelte, dis hoekom ek sê die Here weet net die beste. Ek het vir 'n rede nie 'n inleiding in hierdie boodskap ingewerk nie. Die pastoor het die hele inleiding gegee. Die Supertaal Woordeboek is pand se betekenis 'n waardevolle item wat as 'n waarborg gehou word totdat iemand sy deel van 'n ooreenkoms nakom. As jy reg onthou, broer en suster, ek weet nie die jonger geslag sal dit dalk nie lekker so bybring nie, maar 'n bandjieswinkel transaksie kom jy by. 'n Mens vind tog hier en daar regte bandjies. Die meeste van hulle het net 'n tipe van 'n maar 'n tweedehandse goed, amper beter as wat hulle die winkel koop. Ek het altyd gesê, die bandjieswinkels is so vol van die goed gepak, dat hulle ook te veel geld het vir dit hulle daar verkoop. Hulle gee nie 'n rede om dit daar te koop nie, want dit is te duur, so jy gaan liewer 'n nuwe ding koop. So, vandag vind 'n mens nog hier en daar 'n bandjieswinkel, wat as 'n Pandora in sommige tale bekend is, in die Frans noem hulle dit blykbaar 'n skip in die jas, maar nietemin, die mees betroubare betekenis is afkomstig van sekere gewoontes. Reeds eeue gelede het mense besluit of 'n ooreenkoms gesluit met 'n pand, as 'n bewys van trou of as waarborg van sekuriteit. So sou 'n man byvoorbeeld vir die meisie van sy harte pand gee, en dit sou as 'n bewys van sy liefde en trou aan haar wees. Die sogenaamde verloofring het intussen die doel van pand in die meeste gevalle vervang. Eeue gelede is daar selfs
in 'n roerende eiendom of sake so met 'n pan beklim, wat dan as sekuriteit dien. Maar vanmôre wil ek die kosbaarste pan aan die voorlê. En dan sal jy vanmôre begryp hoekom Paulus vir Timoteus hierdie vermaning gee. Die grootste bewys van liefde en trou is aan ons as mense bewys deur God die Vader, terwyl Jesus as pan, as waarborg vir sy liefde en trou vir ons gee. Vir ons gee. So 'n groot bewys as sekuriteit is nog nooit in bestaan van die wêreld van 'n koning aan sy onderdane gegee. Die grootste waarborg ooit, die kruisdood van Jesus se liefde vir ons. Die sekuriteit dat Jesus ons van ons sonde verlos het. Het jy daardie sekuriteit in die pan al beleef, het jy dit altyd weer geskien. Johannes 3:16. Daarom sê Paulus in Timoteus, bewaar jou goeie pan deur die Heilige Gees wat in ons woon. Want u sien, jou geestelike pan, broer en suster, gaan onder verdrukking kom. Dit gaan onder verdrukking kom, want jy het nie eintlik gesê oor daardie verdrukking nie. Dit is ander om jou wat gesê het in daardie verdrukking en wat jy gaan toelaat. Of jou geestelike pan onder daardie verdrukking gaan staande bly. Al hierdie voorredes wat ek gedoen het, dat ek plek kan kom, sodat jou geestelike pan gaan staande bly. In hierdie tyd van verdrukking. Ons praat nou nie eers van die groot verdrukking nie. Dit kom. Ons praat nou van die alledaagse verdrukking van die mens. Waar is die mens? En is nie vanmôre in kerk nie, hy is op ander plek. Julle is op ander plek. Waar in die huis van die Here. Paulus maan Timoteus aan om vas te hou aan die skrifte. Want dit is die woordie. Jy sien, jy moet jouself, woordie beteken leegmaak. Jy moet jouself leegmaak sodat jy jou met die skrifte kan volmaak. Die skrifte van die evangelie van Jesus Christus. Dit is nie meer net genoeg om net die geklank van die skrifte te hoor nie, maar ons moet die skrifte leer lief hê. Die Christelike doktrine is 'n vertrouenspand wat aan ons ook toevertrou is. Dit het onspreeklike, onuitspreeklike waarde op sigself en sal onspreeklike voordeel vir ons inhou. Dit is aan ons toevertrou om rein en heilig, maar nie deur ons eie krag. Rein en heilig te hou, nie deur ons eie krag nie, maar deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dit sal nie deur hulle wat op hulle eie harte vertrou en op hulle eie verstand roem ontvang word. Hoor mooi broer en suster. Dit sal nie deur hulle wat op hulle eie harte vertrou en op hulle eie verstand roem ontvang word nie. Die Heilige Gees is so soewerein as wat God soewerein is. En kan ons verstaan. Nou, dit is vir die laaste sessie van Bruce Wilkinson wat hy gesê het. Het ons dit gesnap, het ons dit ontvang, het ons dit onderskei, wat God ons lief het,
Dis wat aan Jesus doen. Die Heilige Gees, my broer en suster, as span, die Heilige Gees trek nader tot God. Dis stoot nie weg. Die Heilige Gees is so getrou, is deel van die Godheid, en sal nooit wegstoot nie, maar sal nader trek. Nader tot my en ek sal tot julle nader, sê die woord. Die Gees as onderplan. Broer en suster, ek het afgehandel wat ek wil gesê het oor die pan. Ek het nog 2 bladsye hier wat ek wil gaan behandel het, maar ek voel vanmôre, ek gaan nie stop. Want dit gaan vanmôre oor 'n geestelike pad wat ons moet identifiseer. Dit gaan vanmôre oor 'n geestelike pad en 'n geestelike groei in 'n verhouding met God die Vader. Wat ons moet identifiseer en wat ons moet beskerm. En soos Paulus met die woord sê, bewaar jou plan. Dink jy dalk jy plan vir iemand anders gegee om te bewaar? Hoe gaan dit werk? Daardie persoon gaan nie kan rekenskap gee van jou plan nie. Elkeen gaan voor die regterstoel staan en gaan rekenskap gee. En wat het jy met daardie geestelike plan gemaak? En vanmôre is die vraag vir elkeen van ons, terwyl ons elke dag hier in die lewe skarrel, van bakboord na steenboord, vroegoggend tot laat snags, terwyl dit niks vir jou ewige lewe inhou. Niks beteken nie. Dis gestaan na die dag van wind. En vanmôre vra die Here vir ons. Jou geestelike plan gaan onder verdrukking kom. Dis nie in jouself, maar deur ander om jou. Is jy gereed? Is jy op die plek? Is jy in 'n verhouding? Sodat jy hierdie aanslag en teenslag en as oorwinnaar kan uitleef in hierdie stad. Dierbare Hemelse Vader, Here vanmôre is dit klinkklaar, dat ons op 'n punt in ons lewe gekom het, dat godsdienst speel is verby, lankal verby, om U te dien in gees en waarheid, is vanmôre die kern van ons pad. Wanneer ons in die môre opstaan, is daar 'n geestelike pad wat ons aandag kry. Is daar 'n geestelike pad wat vertroetel moet word. Wanneer ons in die aand gaan lê, is daar 'n geestelike pad wat ons moet aandag gee en sê, dankie Here. Hier hierdie dag was ek nogmaals getrou. Hier hierdie dag kon ek my pad bewaar. Kon ek myself beskerm deur die volle wapenuitrusting wat U vir ons gegee. En deur die Heilige Gees vir ons in autoriteit gegee, sodat ons kan manifesteer in U autoriteit. Waar ons beweeg, Here, spreek ons. Laat ons toe dat hierdie pad 'n inslag het in ons omgewing. Here, vanmôre staan ek sekerlik jou eers beskuldig. En ek wil vanmôre bid, Here, vir elkeen van ons wat hierdie boodskap vanmôre hoor. Here, soos Paulus sê, dit is wat was met veel vrees en bewe, dat ek vanmôre as priester tussen hierdie volk gestaan het. Here, maar ek het dit oorgedra. En hierdie pad wat elkeen voor rekenskap moet gee, en ek vanmôre bid, Here, dat U opnuut vir ons verligte oë sal gee. Besnyde ore, 'n besnyde gedagtegang, Here, sodat ons, soos pastoor ook vroeër gesê het,
waarmee jy besig hou, wat jou oorheers in hierdie tyd van ons lewe. Dat ons dit sal afspraak en ons geestelike plan, 'n verhouding met ons Skepper, sal toelaat dat daar sal herstel plaasvind, sal toelaat, Here, dat U deur die Heilige Gees ons plan sal bewaar tot op daardie dag dat ons rekenskap moet gee. Dis ons gebed, dis my gebed. Dis my gebed vanmôre, Here. Here, ek weet hierdie boodskap was vir my. En as dit vir nog iemand was, prys die Here daarvoor. Here, maar vanmôre staan ek eers en ek sê, Here, ek vat op liefde eienaarskap van my geestelike pad. En ek sal daarmee woeker, terwyl die skadu's daal, want jy gaan kom om ons te kom haal. En terwyl hierdie skadu's daal, Here, dat hierdie geestelike pad van my sal woeker, tot eer en uitbreiding van U koninkryk. Dis my gebed vanmôre, in Jesus mooi naam. Amen. En amen. Prys die Here. Amen. Amen. Baie dankie vir ons toeleiding. Ek dink net nie ons verstaan altyd die belangrikheid hiervan nie. Is daar die dag toe jy en dit nie uit jouself uit jou lewe vir die Here gee vir jou die Heilige Gees, die pand, as die bewys dat jy hom behoort. Hierdie is die pand wat bewys ek behoort aan iemand. En maar wat ek bedoel is, hierdie is bewys ek behoort. Ek is nie meer alleen nie, ek behoort. So 'n vreemdeling wat na my toe kom, gaan nie weet aan wie ek behoort. Ek weet. Maar hier is die pad, ek behoort. En ek wil vir jou vandag sê dat daar is die grootste aanval is op hierdie pad. Op hierdie pad wat my aan iemand wat behoort. Ek weet nie of dit werklik so is nie. Ek sien nie 'n kenner in daai gebied nie, maar ek het nou al genoeg Hollywood films gesien. Die eerste ding wat 'n man doen as hy sy vrou wil verneek, is hy haal die pand af. En hy sit hom in sy sak. Die Here sê eintlik, bewaar jou hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So dis wat ek vanmôre uit hierdie boodskap vat, is bewaar die pand, bewaar die verhouding. Want dis die verhouding wat die vyand wil aanval. So wat ook al ek en jy vanmôre moet doen, as dit dan is om die onderlinge byeenkomste te bywoon, as dit is om my wapenrusting aan te trek, as dit is om te bid, as dit is om die woord te lees, as dit is om te doen wat die Here vir my vra om te doen, wat ook al ek nodig het om te doen vanmôre, om die pad te bewaar dit. Want as jy hom verloor jy die lewe. Somtyds gaan ek sprei en verf en ek gaan vuil word. Hierdie ring vir my het al 'n paar merke. Ek vuil hom af. En dit herinner my daarom wandel in die Gees. Want dit gaan jou herinner dat jy behoort. Amen. En hy gaan stamp en hy gaan stoot en hy gaan krap. Ek kan hom altyd weer oordoen. Wat nie beteken af. Bewaar die pad. Want daarin is die oorsprong van die lewe. Amen. Ons gaan die diens nou afsluit. Ons het maar die manier en sit hier sommer vir elke persoon se keuse. Dis 'n persoonlike saak.
die ene ding wat ek weet is, as jy gee of jy nie gee nie, you will still be blessed. Want jy is nou eenmaal 'n geseënde van die Here. Amen. Maar wanneer jy gee vanmôre, gee dit met blymoedig aan. Dat die Here dit bly gegee. Maar die Here jou guns gee. Ek gaan nie afsluit met 'n lied vanmôre nie. Ons doen dit gewoonlik, maar ons is mos nie tradisie gebonde. So ek gaan jou vra dit, as jy regtig gaan saai vanmôre, ek sien daar's klaar wat gesaai het, voor jy dan hier uitstap en groet, maak 'n draai en gooi jy in. Maar ek wil hê jy vanmôre opstap. Saam, en nou saam is het. Kom ons staan. Hier is 'n persoonlike ding. Hier is 'n saak tussen jou en die Here vanmôre. En jy gaan vanmôre weet hoe lyk jou verhouding met die Here. Jy weet vanmôre waar is jou pad. Jy weet, miskien het jy vanmôre jou geestelike pad en jou speelkas se laai gaan bære. En gedink ook, dit is dit. Miskien ek weet nie, dalk is daar 'n bietjie geestelike onstuimigheid. Dalk is jou geestelike boot vanmôre op stormwater. Wat ook al is, jy weet vanmôre waar jou pad is. Vriende, vanmôre terwyl Jean daar besig is, jou oë net toemaak. Sny jou af van almal om jou. En fokus vanmôre op hom wat die volleinder is van jou geloof. Hy wat die kaptein is van die skip vanmôre. Hy wat aan jou die pad gegee het en gesê, jy is myne. Ek en jy moet een ding vanmôre verstaan, ons aanbid die jaloerse God. Hy is 'n verterende vuur. Hy deel nie sy eer nie en hy gaan jou nie deel nie. Hy het die beste wat hy gehad het vir jou gegee en hy het jou gevul met sy gees as band om te sê vanmôre, jy behoort aan my. Miskien staan jy dalk vanmôre daar om te sê, Here, I just want to renew my faith. Here, ek wil net my huweliksbelofte met U net weer kom bevestig. Here, ek het dalk 'n bietjie besig geraak en my liefde het getaan en Here, ek voel dalk nie so verlief soos ek hier. Here, kom opnuut binne my en skep weer 'n liefde in my Here. Daai verliefdheid wil ek weer voel, daai geestelike liefde. Jy dalk jou pad gewerk. Vriende, vanmôre dalk net 'n manifestasie neem. Dalk is jou pad tot in jou hand en hou jy hom net vas, sê dankie. Dalk het nood, dalk het jy hom dalk net nie gesit. En dalk het jy net vanmôre geestelik jou hand uitsteek en sê, Here, ek sit hom terug, want ek behoort aan U, aan niemand anders nie, net aan U. You are more than enough. Yes. Here, ek het dalk geestelik na iets anders te gaan soek en gedink, daar is groener weivelde, dit het so mooi aan die ander kant gelyk. Ja, dalk het jy vanmôre geval verleen van die vyand, want die vyand wil hierdie verhouding, net soos wat hy die huwelik wil vernietig, wil hy verhouding vernietig. Hy wil jou oortuig dat jou band het geen waarde nie. Dalk is dit net vanmôre om jouself te herinner. Here, dankie, ek behoort nog aan U. Dankie vir die pad. Dankie dat U vanmôre net vir my kom bevestig hoe belangrik ek is en hoe belangrik hierdie pad is en dit dalk het my oë begin dwaal. Maar Here, ek keer terug na U. Ek keer terug na U. Ek fokus vanmôre op U, Here, en ek wil vanmôre vir U sê, ek het U lief, Here Jesus, met alles wat in my is. En ek wil hierdie pand bewaar vanmôre. Ek wil vanmôre weer opnuut ervaar hoe kosbaar hierdie pand is, want hierdie pand is iemand vir my sê, ek behoort aan U. Dat ten spyte van wat die vyand wil probeer sê, is hierdie pand vanmôre daar om my te sê, dat volgens Johannes 1:12, het U my die mag gegee om U kind genoem te word, omdat ek in Sy naam glo.
oor die grondlegging van hierdie aarde uitverkies om aan U te boot, om U deugde te verkondig. Hierdie punt is vanmôre hier om te sê, ek behoort aan die liggaam, ek is nie op my eie nie, maar ek is deel van die liggaam. Ek is bruid vanmôre. Wil jy net maar vanmôre opnuut jou liefdesverklaring maak? As jy dalk afgedwaal het, vir die Here sê vergewe my. Ek weet nie wat dit my besiel nie. En dit is die rede hoekom hooglied in die Bybel is dat ons sy liefdesverklaring daarin kan lees. Weet vanmôre die Here die liefde. Weet vanmôre hoe kosbaar jy is. En het aan jou 'n pand gegee om jou daarin te herinner. Vader, baie dankie vir die kosbare woord vanmôre. En dankie dat ons hierdie week kan ingaan met die wete ons behoort aan U. Ons is nie alleen, ons was nog nooit alleen. En dat die liefde is groot bo alles. Niks kan ons skei van die liefde. Ja, dit is waar. Mag ons dan hierdie week loop en wandel in daardie liefde. Ag Here, mag ons soos 'n pasgetroude, so elke nou maar net so 'n bietjie vroetel aan hierdie pand. Om te sê, wow, I can't believe it. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Dat ons weer met opgewondenheid hierdie verhouding sal vertroetel. Dat ons so bewus sal wees hierdie week van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Van die genade, van die liefde, van die barmhartigheid. Mag hierdie woord so ryklik in elkeen van ons lewe vanmôre. Dat dit ons bou sal wees, dat ons behoort aan Jesus. Here, seën elkeen van ons. Beskerm hulle van hulle onder die kosbare. Mag U vrede hulle oorvul. Mag hulle blydskap in U vir hulle ook 'n beskutting wees. En mag hulle die huwelik met U geniet. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die Here seën U. Weet hy is lief vir U. Onthou vanaand 6:00 het ons weer